Ja, gemeente, ons is besig met die reeks van Efesiërs. In Efesiërs gaan kyk ons na Paulus se teaching. En Paulus leer ons, wie is die kerk? Wat is die kerk? En wat behoort die kerk dalk te wees? En hy praat met die kerk in Efesiërs en dan ook vandag praat hy met Roag gemeente, hier waar ons nou sit. So, kom ons gaan lees, ons is nou by hoofstuk 4, en die is nogal 'n lywige gedeelte, maar ek dink een van die mooiste, komplekste teachings wat daar dalk is in Efesiërs, so kom ons gaan kyk saam. Ons begin by Efesiërs 4 vers 1. Ek lees vandag het Living uit die New Life Translation uit. In hierdie geval sê die Engels dit vir my net so mooi. Okay. So as julle my vergewe om Engels te lees. Ek weet Engelse mense wat hier is dalk vandag ek dog nie gaan Engels lees. Dis so klink, hoor. Dis so loop hy. Daar was 'n belydenis, nie 'n grap nie. Okay. Therefore, I, a prisoner, for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humbled and gentle. Be patient to each other, making allowance for each other's faults. Because of your love, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to a glorious hope of the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. However, He has given each of us a special gift through the generosity of Christ. That is why the scriptures say, when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Notice that it says He ascended. This clearly means that Christ also descended to our lowly world. And now the same one who has descended is the one who ascends higher than all the heavens, so that He might fill the entire universe with Himself. Now these are the gifts of Christ, gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip the people of God to do work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such a unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full, complete standard of Christ. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced by people trying to trick us with lies so clever that that it sounds like truth. Instead, we will speak the truth in love, go in every way more and more like Christ, so that the head of His body, Christ, the head of His body, the church, He makes the whole body fit together perfectly. As each other part does its own special work, it helps the other parts grow, so that is the whole body is healthy and growing and full of love. 'n Ongelooflike gedeelte, maar baie kompleks. Paulus voer 'n rede, en 'n baie sterk rede hier, en hierdie rede is in 3 gedeeltes opgedeel. 'n Eerste gedeelte wat iets sê, 'n tweede gedeelte wat iets sê, en dan 'n derde gedeelte wat dan opbou op wat gedeelte 1 en 2 sê. OK, hier sy rede. Eenvoudig. Paulus se rede is die volgende. Hy sê ons, die kerk, is gevul met alle volheid van God, die drie enige God. Hy sê so die kerk is gevul, jy, nie die gebou nie, jy, ek en jy, is gevul met die lewe van die drie enige God. So die lewe van die drie enige God is in ons. OK. Maar dan sê Paulus,
Dan sê hy, alhoewel jy gevul is met die drie eenheid, is ons wat nog in die kerk is, baie van ons is nog geestelike babetjies. En dan sê hy, daarom het hy die kerk al hierdie gawes gegee vir leraars, profete, evangeliste, pastore. En hierdie werk wat hy vir die kerk gegee het, is om die heiliges toe te rus, sodat hulle dienswerk in die kerk doen. Waarom? Sodat ons nie meer geestelike babetjies bly nie, sodat ons geestelik volwasse word. Dis sy boodskap. Kom ons gaan pak hom uit en ons gaan kyk baie mooi oor hoe bou hy sy argument. Dit is 'n baie sterk argument en Paulus gebruik in hierdie gedeelte ek wil amper sê 'n negatiewe ervaring. Gewoonlik bou ons op die positiewe ervaring. Maar in hierdie geval gebruik hy 'n paar idees en as ons na hierdie idees luister dan klink dit vir ons negatief, maar is eintlik nie negatief nie. Dis eintlik gemaak vir mense soos ek en jy om te hoor en te identifiseer. En dan te kan sien waar lê ons groei. En wat wil God nog vir ons doen? So hy skep vir die kerk, hy sê, kerk, weet julle wie is julle? Hier's wie julle is, maar weet julle waar kan julle wees? En waar behoort julle te wees is hierso. Dis 'n ongelooflike boodskap. So, in die eerste gedeelte kom Paulus en sê hy die volgende, hy sê eintlik, die lewe van die drie eenheid is in julle. Ek lees, hy sê, there is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, who is in all, and living through all. Hy praat van die kerk. So daar's een God, is 'n drie-enige God, en die drie-enige God se lewe vloei in en deur my en jou. Hy gebruik 'n besondere metafoor om dit te verduidelik. Hy sê eintlik, jy moet na die kerk kyk as Jesus. Die kerk is Jesus se liggaam, en dis hoe dit werk. Jesus is die kop van hierdie liggaam, en ek en jy is die verskillende lede van die liggaam van Jesus. Nou, as jy mooi na sy metafoor kyk, dan sê hy eintlik, as Jesus die kop is en ons is die liggaam, dan sê hy, ons deel dieselfde bloedsirkulasiesisteem, ons deel in die senuweestelsel, ons deel in alles wat die kop deel, met ander woorde, die lewensessens van die kop vloei deur die liggaam en die lewensessens van die liggaam vloei deur die kop. As 'n baie groot gedeelte. Hy kom sê, deur die groot genade van God, is jy as Christen leef God in en deur jou. Nou, die vraag wat ons moet vra is, wat is 'n Christen? Wat is 'n Christen? Nou om te weet het hy gaan kyk, ons het na hoofstuk 2 gaan kyk en ons het al oor gepraat. Paulus sê vir ons baie duidelik wat 'n Christen in hoofstuk 2. Hy sê 'n Christen is iemand wat dood was, maar God het hom na die genade van Christus lewendig gemaak. So Christen is iemand wat lewendig gemaak is deur God en God het hom 'n ereplek gegee om te sit in hemelse plekke. So 'n Christen is wie? Iemand wat deur die genade van God lewendig gemaak is en jy sit in hemelse plekke. Maar nou kom Paulus en hy gaan so 'n bietjie verder. Vers 4, vers 5 en vers 6. Gaan hy so 'n bietjie verder en hy kom sê die volgende. Hy sê nee. 'n Christen is nie net iemand wat lewendig is in hemelse plekke sit nie. 'n Christen is eintlik iemand in wie die one God, one Spirit, one Lord is Jesus Christus, and one God. En hy sê, en daai een God leef deur sy Gees in ons. Dis ongelooflike groot. Interessant. Hy sê die lewendige God, drie-enig, deur sy Gees lewe in en deur ons. Ons moet nooit die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, Ian het van gepraat, en hierdie werk wat ons aan die kruis gedoen het, moet ons nooit beledig om te sê, 'n Christen is net iemand met hoër waardes nie. 'n Christen is nie net iemand wat 'n nice ou is nie. Baie van julle is nice. Party is nicer as ander. Dit is nie wat jou 'n Christen maak nie. Dis nie wat jou 'n Christen maak nie. Ons kan nie die werk van Jesus beledig om te sê, om 'n Christen te wees is net 'n ander lewenstyl nie. Nee. Om Christen te wees beteken jy is nuut gemaak. Jy's 'n nuwe skepsel. En in jou, deur God se Gees, is God se Gees, is Jesus Christus en God se lewe, en God deel met jou daardie lewe. 'n Ongelooflike groot uitspraak. So om Christen te wees, is nie net om nice te wees, en om moreel te lewe nie.
Om Christen te wees beteken jy is 'n splinter nuwe skepsel en God lewe in en deur jou. Something extremely powerful. Sy eerste punt en is die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte kom Paulus en nou sê hy ons ken hierdie gedeelte baie goed. Want as ons nou Efesiërs 4 luister, dan het ons al baie preke hieroor gehoor, né? Efesiërs 4 dan kom hy met daai gedeelte en sê hy, en daarom het God vir ons profete en evangeliste en al sy gegee. Waarom? Sodat die heiliges kan toerus vir wat? Vir goeie dienswerk. Met ander woorde, hy praat van julle almal het gawes gekry. Julle almal wat hier sit, wat in sy kerk is, het gawes gekry. Ek weet 'n vrou sê, ek wonder wat hy heng, is my man se gawe. Hy het 'n gawe, ek beloof jou. Partykeer is dit net om onder jou voete uit te bly. Maar dit is 'n gawe. Partykeer is dit 'n gawe om net om onskuldig te lyk. As daar groot moeilikheid is. En partykeer is dit 'n gawe om vinniger as sy die kombers van haar af te ruk en jou toe te maak as 'n vlermuis in die kamer vlieg, maar dit het al met iemand gebeur, ek gaan nie name noem nie. Ons almal het gawes. Maar ons gaan nie vandag daarby vashak nie, want daar's 'n diep, groot, onderliggende storie. En hy vertel ons het gawes sodat ons by iets uit kan kom. So waarom het die kerk al hierdie bedieninge? Waarom het die kerk leiers? En waarom die kerk predikers? En wat is die werk van hulle? Dit is eenvoudig en vinnig as nie lank by stil te staan nie. Is om mense toe te rus om wat te doen? Om goeie dienswerk te doen. Okay, daar maak ons 'n groot can of worms op. Hoe het jy gevoel as fisies die pastoor dalk nie by jou uitgekom het as jy in die hospitaal is nie? Dis taaf, né? Dis taaf as die pastoor nie by jou uitkom nie. Maar het klink vir my, hy sê die pastoor moet die mense leer om by jou uit te kom. Klink vir my, hy sê die pastoor moet mense leer om geestelike dienswerk in God se koninkryk te doen. So nou ek wil asseblief by jou uitkom, moet my nooit ontneem van daai groot guns nie, is my die lekkerste ding om by mense te kon kuier wanneer hulle regtig liefde en aandag nodig het. Dit is 'n groot voorreg vir my. En dui altyd vir ons aan op ons naweekbulletin is daar 'n plek waar jy dit kan aandui. En baie keer hoor ek iemand wassel in die hospitaal. Ons het nie geweet daarvan nie. Ons wil so graag vir jou hallo sê. So asseblief laat weet ons. Ons wil graag by jou uitkom. En as jy in die hospitaal is, by die huis is of enige plek waar jy regtig behoefte het. Ons wil graag al wees. Maar hy sê die kerk word toegerus met hierdie gawes. Waarvoor? Sodat iets kan gebeur in die kerk. En ons moet nou kyk, wat kan gebeur? Nou Paulus is hier besig om te praat. Kyk nou hoe hy dit sê. Okay, hy sê, now these are the gifts Christ has gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and to build the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such a unity in faith and knowledge of God's Son that we will be mature. Hy sê hierdie gawes is net vir een ding, is sodat ons kan groot word. Ons kan volwasse word. So al hierdie gawes is daar sodat ek en jy nie geestelike babietjies bly nie. Hierdie gawes in die kerk is sodat ek en jy kan groei na iets anders toe, na geestelike volwassenheid toe. Nou hier maak Paulus 'n baie groot ding oop. Hoor wat sê hy? Vers 14. Hy sê, then we will no longer be immature children. Immature children. Wow. Paulus sê iets ongeloofliks groots. Hy sê, hoorie, ja, die lewe van God is in jou en deur jou. God is in jou, hy's oor jou en hy's in jou en hy's deur jou. En dis die drie enige God wat in jou en deur jou lewe, maar jy's nog 'n geestelike babietjie. Interessant. So hoe kan jy 'n geestelike babietjie wees as die drie enige God in en deur jou lewe? Is 'n baie groot Bybelse konsep, ons moet dit verstaan. Jy het nie verkeerd genoem dat jy 'n babietjie is nie, dis 'n groot geskenk dat jy 'n babietjie is. Babas is vir ons nie sleg nie. Is nie sleg nie. Julle hoor wat sê Paulus, hy maak 'n groot statement. Hoor wat maak hy? Hy sê hierdie woorde, then we will no longer be babies. We won't be immature like children. So Paulus sluit homself hierby in.
So dis nie 'n preek waar die predikant vir julle moet sê, julle almal is babas nie, is 'n preek waar die predikant sê, ons is nog babas in sekere sin. En Paulus sê, ons hoef nie meer babas te wees nie, want as die kerk funksioneer soos hy moet funksioneer, kan ons saam ontwikkel na wat toe? Geestelike volwassenheid. Hy sê, to become like Christ. Ons kan groei en al hoe nader aan die beeld van Jesus Christus kom. Nou, om baba te wees is nie sleg nie. Ek wil graag vir julle hierdie eens in Efesiërs 2 vers 1. Hoor nou waar kom ons vandaan? Ek wil verduidelik hoekom is 'n baba 'n wonderlike ding. As jy vandag hier sit en jy's 'n geestelike baba, well done. Dis iets wat jy gedoen het, dis iets wat jy gegee is, maar well done. Jy het rede om bly te wees. Ek wil gou net hoor, ons is by hoofstuk 4, hoofstuk 2 het hy vir ons baie mooi verduidelik waar kom ons vandaan, Paulus. Hy sê, as gevolg van julle verkeerde lewens en sonde was julle ook geestelik dood. Ons was geestelik dood. Hy gaan aan. Hy sê, maar God ontferm ons. Sy ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee ons lief gehad het, was so groot dat toe ons verkeerde lewe ons geestelik dood veroorsaak het. Ons verkeerde lewe het ons geestelike dood veroorsaak. Hy ons saam met Christus lewend gemaak het. Dit is God se genade wat maak dat julle verlos is. Hier is die wonderwerk van geestelike babietjies. 'n Babietjie is nie dood nie. En daarvoor moet jy opgewonde raak. Geestelike babietjies beteken 2 goed. Hy lewe, hy het asem, daar's genade aan hom gegee, en hy het genade by God gekry, hy's gered. Geestelike terme beteken ons, die oomblik as jy 'n geestelike babietjie wees, beteken dit jy's gered. God het jou gered. Jy is geestelik nou lewendig, en daarvoor moet ons baie, baie bly wees, maar daar's 'n groot konsep wat ons moet onthou. Is die dag wanneer ek en jy Jesus aanneem, of die dag wanneer ons 'n besluit maak vir God, of die dag wanneer, dit hoef dalk 'n dag wees, is dalk 'n siklus van jou lewe, waar jy begin al hoe nader aan God kom het, en jou geloof het ontwikkel, dat jy naderhand net weet, Jesus is die een. Daai dag wanneer hy begrip en besluit gekom het, is jy, die Bybel praat van, is daar aan jou geboorte gegee. Jy's gebore. Maar ouens, gebore ons volwasse mense, of word kinders gebore, babietjies gebore? Babietjies word gebore. Babietjies word gebore. Petrus 1 vers 2, hy sê, in die eerste gedeelte van, aan die einde van die eerste hoofstuk, van 1 Petrus, kom sê hy sê, God het aan ons almal wedergeboorte geskenk, gegee. God het dit moontlik gemaak, hy het ons gebaar. Ons is gebaar in die lewe deur God, einde van 1 Petrus hoofstuk 1. Begin van 1 Petrus hoofstuk 2, begin hy so. Hy sê nou, omdat ons wedergeboorte gekry het, is ons almal nou maar geestelike babietjies. Ons almal is geestelike babietjies. Hy sê, maar in ons moet 'n begeerte ontwikkel om geestelik volwasse te word. Daar is absoluut niks fout. As hier sit vandag en jy's geestelik nog 'n babietjie of 'n kleuter of 'n jong kind nie. Hoekom is daar niks mee fout nie? Want God het iets ongeloofliks vir jou gedoen. So dis nie 'n negatiewe boodskap nie. Maar hier kom die babietjie in hier agter. Wat 'n groot voorreg. Paulus sê, dis nie goed as jy al vir 20 en 30 jaar babietjie bly nie. Daar's 'n verskil. Daar moet iets gebeur. En hy kyk nie neer op jou nie, hy trap jou ook nie uit nie. Wat doen Paulus? Hy kom invite ons. Hy kom invite ons en sê, weet jy wat? God het vir jou baie meer. Hy het vir jou baie meer. Dit gaan vir jou beter wees as jy groot word. Jy kan jou geestelike doeke maar los. Jy kan nie die bottel wegskuif. Op panneplekke praat hy van, hy sê, my maat, hoe lank wil jy nog melk drink? Daar is wonderlike steaks vir jou om te eet. Wonderlike, wie van julle hou van steak? Ek hou van 'n steak, daar is hy, ek hou van 'n steak. So hy motiveer ons en hy roep ons. Nou, gaan Paulus en dan wys hy vir ons 3 verskillende maniere hoe babietjies nog lyk. Waarom sê hy die kerk is nog geestelike babietjies? En dis 3 dinge wat ek dink ons kan elkeen toets en kyk na ons lewe, kyk waar ons is, en die gee dalk vir ons 'n wegspringplek om te sê, maar ek het nog groei nodig en dis die areas waarna ek wil groei.
Okay, so dis nie negatief, dis uitnodigings. So die eerste plek, Paulus kom sê, jy is dalk nog 'n geestelike babietjie, as jy nie kan onderskeid tref nie. As jy nie 'n gees van onderskeiding in jou het nie, hier is wat hy sê. Then we will no longer be immature like children, we won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. Ons leef in 'n era waar ons elke tweede dag nuwe teaching hoor. Ons hoor dit op die fone, ons hoor dit op internet, ons sien dit oralste geadverteer en raai wat? Daar's 'n segment van mense wat glo omdat iets op die internet is dit waar. Die feit dat dit op jou foon gekom het beteken nie dit is waar nie. Die feit dat iemand dit sê op internet en daai platform gebruik, sê te sê dis waar nie. Skakel hulle per satelliet in hierso. Is dit my cue? Ek gaan ek gou maak, dankie man. Okay. Waar's ek nou? Okay, ek is hier. Onderskeid. So Paulus sê net soos 'n babietjie, nie kan onderskei wat hy eet, wat vir hom goed is en wat vir hom sleg is nie. Wie van julle het op 'n sekere tyd, gelukkig is Melanie hier nie, maar jy wil net die lekker goed 'n bietjie terughou, want jy weet hy kan nie hierdie amounts van soetgoeders consume nie. Dit gaan nie vir hom goed wees nie. So jy rantsoeneer sy lekkers, skryf dit af vir 'n ruk, en wat doen jy? Probeer vir hulle goeie kos gee. 'n Babietjie weet nie, is die goed vir my, is die effens sleg vir my, en is hierdie gif vir my nie. Hy het nie daai onderskeiding nie. Paulus sê, as jy op elke nuwe bandwagon spring op teachings, wat nie woord geanker is nie, en jy kan nie onderskei, wat van dit is goed vir my, en wat van dit is sleg vir my nie. Ek hoor daar's nou 'n nuwe, ek sê nuwe, want dat is nou al die 3000ste een sekel, 'n nuwe wederkomstyd aangekondig, is ek reg? 24ste September, ek hoop julle doen iets daai dag nie. 24 September, volgens die internet, kom Jesus. Is amazing, so wat julle kan doen, hoe hierdie gesprekke gewoonlik gaan. Kom ons kyk of julle kan onderskei of die goed of sleg is. So liewe gemeente, wat gee maar geld doen? Verkoop jy jou eiendomme, jou huise, jou karre, jou bates, betaal dit in die gemeente se rekening en was al rekening wat hemel toe gaan. Is dit goeie lering? Kom ons kyk of julle onderskeid het. Asseblief, klim van die internet af, haal jou huis van Property 24 af. Dis nie goeie teaching nie. Dis nie goeie teaching nie. Hoe weet ek is die goeie teaching nie? Ek weet nie, want ek het onderskeiding. En hoe kry ek onderskeiding? Ek kry onderskeiding want ek ken die woord. En wat sê die woord aangaande die wederkoms van Christus? Geen mens sal weet nie. So as jy nou hier wou, en jy wou eendag effens stout wees, die 24ste is 'n goeie dag, want hy gaan nie daai dag kom. Ek kan vir jou garantie. En as te veel mense sê wat hy kom daai dag. En die realiteit is, die woord sê, geen mens weet nie. Geen mens weet nie. Geen mens weet nie. Nou, onderskeiding. Hoe werk ons en hoe leef ons met? Hy sê, as jy alle nuwe goed gooi, en elke nuwe ding wat kom, gooi jou 'n bietjie van trek af, sê jy nog geestelik onvolwasse, sê, mag jy groei in die woord. Stabiliteit in die woord hê, en as jy iets hoor, dit toets met die woord, en weet, yes, this is biblically founded. Klink dit reg? As iemand selfs vir jou 'n skrifvers uittrek, ken jy die groter storie van die woord, en jy weet, daai skrifvers is uit verband uitgetrek. Liewe gemeente, ons het 'n behoefte om te groei en geestelik volwasse te raak. Paulus kom by 'n tweede punt, hy sê, geestelike babas is vreeslik selfgesentreerd. Geestelike babatjies is baie selfgesentreerd. As jy 'n regte babatjie in die huis het, en Rudy, julle het nou amazing oefentyd nou, wat dit aanbetref. Julle het 'n crash course weer, oor hoe is dit om 'n baba te wees. Babatjies, hulle lewe gaan oor hulle self. Hulle wil hê wat hulle nou wil hê. Nou, die hele huis moet stop, baba moet drink, baba moet slaap. Dit gaan alles oor wat baba nou soek. In die middel van die nag het die baba ooit gekyk, het hy 'n klok
oorlosie daar in die kamer. 2 uur, kom ons gee vir mamma nog so 2 ure slaap. Het gebeur nie so nie, nee. Daai babietjie is selfgesentreerd. Verskriklik so. Als wat hy nou nodig het, soek hy nou. Dit moet nou gebeur. Hy soek nou en hy soek wat hy wil. Paulus sê, geestelike babietjies is ook so. Hy sê, geestelike babietjies soek ook wat hulle wil hê nou. Baie selfgesentreerd. Weet, fisiese babietjies het jy al gesien, as hulle groter word, dan moet ons begin vir hulle sê, hoor jy, daar's ook ander mense wat lewe, né? Deel jou speelgoed met die maatjie, laat hy ook 'n bietjie speel. Ons moet begin vir geestelike maatjies sê, vir babietjies sê, daar's ook ander mense in jou lewe met behoeftes. Begin bewus raak dat daar is ook 'n ander. Nie net 'n self nie, 'n ander om jou. En soos jy bewus raak van 'n ander, besef, deel jou lekker goed. Ons sukkel vandag nog steeds met Milan. Deel jou lekker goed. Ouma bring gereeld lekker goed by die huis aan. Moenie dink ons kan deel nie. So ons sukkel nog met daai ene. Paulus sê ja. Hy sê wanneer ons nog geestelik babietjies is, dan gaan ons wêreld baie oor onsself. Ons dink heeltyd oor, hoe laat dit my voel? Wat sê ander vir my, hoe kyk ander na my? Ek is baie selfgesentreerd hoe mense my sien, oor my dink en na my kyk. En dan wonder ek heeltyd, wat dink ander van my? Hoekom sê hulle dit, hoe laat dit my nou voel? En daar is 'n sin van onstabiliteit. Daar's bietjie daai onvolwassenheid. En Paulus sê, hy sê so mooi, hoor wat sê hy? Hy sê, always be humble and gentle, be patient with each other. There is a other. Daar is 'n ander een. Daar's 'n ander een. Making allowance for each other. Maak ruimte vir ander se idees, denke, gedagtes, hulle behoeftes. Waarom? Omdat julle vir mekaar lief is, sê hy. Omdat julle vir mekaar lief is. Dan kom hy by die laaste een. Paulus sê, geestelike babas is nie stabiel nie. Hulle het nie stabiliteit by hulle nie. Regte babas het ook nie stabiliteit. Het julle agtergekom? Babas, in die een oomblik dan lag dit. Dit is verskriklik lekker om te hoor. Ek meen, 'n baba se gelag is dit nie die meeste. Hulle moet dit eintlik vir ons op 'n loop sit op 'n CD. Nee, ons kry nie meer CD's nie, nee. Op Apple Music. Ja, kom ons sê dit. Moet vir jou loop sit. Dan sit jy net in die huis en babietjies wat lag. Jy sal net goed voel. Dit is amazing. Het jy al gevoel? Maar het jy gesien babietjies wat lag? In die breeksekond kan hulle huil die volgende sekond. Jy het agtergekom, wat het nou fout gegaan? Want iets net fout geloop, iets het nie gegaan oor homself nie. En van lag af na huil toe onmiddellik met die spoed van wit lig. En dan wat ons altyd gedoen het, baie keer het ek met my boetie, hy is 10 jaar jonger as ek, onthou het baie goed, speel ons 'n bietjie rof. En dan lag het en dan iewers skielik kry hy seer en dan is dit nag. En wat doen ons die eerste ding? Ons moet kry dat hy lag. Ons weet babietjies lag maklik. Dan skree hy nou, want as hy skree, gaan ma op pa my skree. So dan begin ons dans en ons maak snaakse gesigte en dan begin hy lag terwyl die trane nog in sy oë is. Julle almal ken daai trek. Hulle gaan deur 'n stel van emosies so. Paulus sê geestelike babas is ook soms onstabiel. Julle hoor wat hy sê, they will no longer be immature like children, won't be tossed and blown about. Die golwe slaat jou die kant, as jy daai kan, en kom 'n volgende wind, en slaat jou die kant toe, dan jy die kant toe. Het jy al gesien, geestelike babas, volwasse geestelike babas, jy weet nooit waar jy staan met hulle nie. Eendag is hulle lief vir jou, volgende is hulle kwaad vir jou. Hierdie dag is jy die beste ding, net diskant gesnyde brood, en die volgende dag is jy die duiwel in die kinderbybel. Jy weet nie waar jy staan nie. En dan is dit nie al nie. Hulle probeer regtig, eendag is hulle so, en dan help hulle jou uit met dit, maar die volgende dag weet jy nie, waar is hulle nou nie? Eendag is hulle emosies daaronder, eendag is hulle emosies daaronder. Paulus sê iets anders. Hy sê, ouens, geestelike volwassenheid het iets van 'n enduring spirit, 'n steadfastness. An enduring spirit, 'n steadfastness. Met ander woorde, die lewe slaan vir jou net soos hy vir my slaan, maar vir een of ander rede het jy bietjie daai resilience, is nog 'n mooi Engelse woord. Jy vat daai shot, maar daar's iets in jou geloof wat jou staande hou.
Paulus roep ons heeltyd, hy sê, bly staande. Die woord is vol om te roep, bly staande as allerhande uitdagings jou pad langs kom. Daar moet iets wees van 'n enduring spirit, en hy roep ons daartoe. Hy sê, moenie net rondgeslaan word en rondgegooi word deur elke ding wat met jou gebeur nie. As jy 'n geestelike baba is, dan dien jy ook, en jy het 'n bediening, en jy help die gemeente, soos hy gesê het, almal het gawes. Maar ons weet nooit of jy gaan opdag nie. Hoekom nie? Want ons weet nie of jy iets slegs of goeds die naweek met jou gaan gebeur nie. Somebody with a deep steadfastness, with an enduring spirit, sê nee, die lewe gebeur met my ook. Ek is ook soms hartseer, my emosies is ook op of af, maar as ek iets gesê het, gaan ek dit doen. Natuurlik is dit in perke, want as jy siek is, asseblief, is in perke. Maar hy roep ons na 'n plek toe en sê steadfastness. Groei na 'n plek toe waar jy diep stabiliteit kan beleef. Ek onthou dit baie goed. Ek vertel graag hierdie storie. Ek en Karina was die leiers en die leraars van 'n gemeente in Secunda gewees. En dit was 'n ongelooflike beautiful gemeente. Hierdie gemeente se gebou en fasiliteite is klaar gebou. Ons het 'n 1000 sitplek teater daar gebou. En ons het al die bedieninge in plek gehad. Ons het 17 personeellede, leiers, predikers wat op fulltime paid daar was in die gemeente. Ons het 'n conferencing fasiliteit gehad wat ongelooflik goed gedoen het. En dit het die Sasol, Seven Nations Sasol, almal het ons fasiliteite gebruik. En dan het ons 'n restaurant gehad, ons het boekwinkels gehad, alles op die perseel. So dit was 'n kompleks wat reg deur die week elke dag oop was en gewerk is. En die Here het hierdie gemeente laat groei. Ek onthou party kwartale, as ons nuwe lidmateprosesse doen, dan het ons partykeer tot 200-250 nuwe lidmate op beslag voorgestel. Die Here het iets ongeloofliks groots gedoen. En toe kom die Here en hy roep ons om dit neer te lê. Dit te oorhandig vir die leiers vir daar in die gemeente staan nog vandag daar, en ek ken die persoon wat die leier is, en hulle doen nog uitstekend goed daar. Die Here vra vir my en Karina, lê die neer, en hy roep ons om huis na toe te kom. So die oomblik toe my vrou hierdie woorde hoor, want is 'n spesifieke leier wat my gebel en sê, Jaco, die Here het jou op my hart gelê, ek weet nie hoekom dink ek aan jou nie, maar hier's hierdie gemeentetjie en huis na wat 'n leier soek. Die oomblik toe Karina het hoor toe barsel uit en sê, ek gaan glad nie. Ek onthou die lang pad wat die Here met ons gestap het. Ons het so 2 maande het ons stil geraak voor die Here en ons het net gebid en sy aangesig gesoek. En ek onthou eendag as ek so lank en ver uit op 'n mountain bike en ek sê vir die Here, okay Here, ek gaan nie vir haar sê ons moet trou nie. Dis u werk. Want as ons hier kom in die Poppelstraatjie ver, dan gaan sy sê, jy het vir my gesê. Ek sê, ek soek niks van dit nie. Ek onthou ek is ryp, want sy sê, daar's geen manier hoe sy trek. Want ons het ons huis, ons het ons eiendom, ons pragtige dogtertjie was toe, ek dink so amper 2 jaar oud, nee, minder, 1,5 omtrent, ja, so 1,5 omtrent. En sy soek geen onstabiliteit in haar lewe en ek stem saam met haar. Ja, die Here, nee, gaan soek iemand anders. Nou ry ek op die fiets, ek Here, ek sal enigiets doen wat hy vir my sê, maar jy moet met haar praat. Ek kom my middag van die fietsrit af, ek stap in die huis en nog maar, ek haal my helm af, en soos ek in die huis stap, sit sy daar, en sy staan in die kombuis, ek onthou nog baie mooi, ons was nie by die huis nie, ons het gaan afsonder, juist vir hierdie tyd, ons was in Gansbaai, en die trane rol so oor haar wang, ek sê, wat? Sy sê vir my, hierdie vriendin het so pas vir my WhatsApp gesê, ek en sy het 'n jaar laas gepraat, sy weet nie wat in ons lewens aangaan nie, en sy het vir my gesê, maak oop jou oë, die Here doen iets niets vir jou. Wel, dis min of meer die woorde wat ek so gebruik het, Here, dankie vir daai woorde. En sy kyk my, sy sê, Jaco, ons moet gaan. En daar het 'n reeks van goed begin gebeur, hoe die Here met ons praat en gesê het, ek roep julle, het gaan nie maklik wees nie, maar ek stuur julle. Julle 7 maande, ons is in huis na ons by al 7 maande. Het gaan verskriklik sleg met ons. My lykie is toe net so, sy is nog nie 2 nie, sy is jonger as 2, maar sy het ongelooflike long probleem wat sy optel in die huis van ons bly. Daar was mold onder die vloere in die huis. Sy het gesuffer, sy het gehoes en aangehoes, dat sy in die aande opbring. Sy was verskriklik siek. Karina was 7 maande swanger met Milan. Ek sê nie sy was siek nie, sy was 7 jaar swanger met Milan.
as julle genade vir my het in daai tyd asseblief. En dit gaan verskriklik taaf. Ek's in 'n nuwe gemeente. En daar waar ek vandaan kom is al wat ek geken het. Ek was vir jaar, ek was as hulle opening gehad het, hulle my gevra, as die skole iets wou gedoen het, hulle vir my kom vra. Almal in die gemeenskap my geken, weet wie ek is, en ons het in diep verhoudings met die gemeente gestaan. Hier land ons in Nysna, niemand ken jou nie. Jy doen alles by die kerk, jy het nie 'n team om jou, jy het nie staf om jou nie, en self begin jy wonder, Here, waar is U? En ek onthou een aand, dit het baie sleg gegaan, my lyf was verskriklik siek, Karina het nie lekker gevoel nie. En een aand die 12 uur sê sy vir my, Jaco, het ons 'n fout gemaak. En daai woorde was soos 'n mes in my hart. Ek wil nooit hê sy moet daai vraag vra nie. En ek en sy sit so op, ek sê, okay, kom ons staan op, kom ons word wakker, en dan gaan sit ons voor die Here. En dan gaan ondersoek ons elke ding wat ons glo die Here vir ons gesê het. Hoe het ons geweet ons moet kom? En ek haal die goed wat die Here met my gedeel het, ek haal die skrifgedeeltes waar my gewerk het, ek onthou daar was profetiese woorde in my lewe, sy gaan na al die goeders waar sy was, hoe sy geweet het, en ons lê God se woord so vir ons al twee neer, en sê, kan ons hier in twyfel nie, ons kan nie in twyfel. En weet jy wat gebeur? Daai oomblik, ek onthou dit, ons het daai aand aan die slaap geraak, het was baie taaf, daai volgende dag, niks het beter geraak in ons omstandighede nie. Maar ons harte het verander. Ons het dieselfde uitdagings gehad, ons het dieselfde challenges gehad. Julle wil nie weet nie. Julle wil nie weet waarmee ons gesukkel het nie. En die liefde het 'n lied geraak. Ons kon staande bly in 'n baie moeilike tyd. Ons kon bly glo in 'n baie moeilike tyd. Julle, en dit het nie begin beter raak nie. Mense wat nou lank saam met ons 'n pad stap weet. Hoe ons hierdie kerkie net in, dan behuur ons by een plek, wat gebeur? Dan is ons hier van R12,000 'n maand, dan skuif hulle dit in 1 maand, sê hulle volgende maand soek hulle nou R55,000. Dan moet ons trek. Op 'n call het ons 'n slogan gehad buite op die kerk, if you can find us, you can join us. Ian was op die leadership, hy is op die leadership, partykeer moet so vanaand trek, en dan is hy op die leierskap, en dan kom hy by die kerk aan, hy is reg vir kerk, dan is daar nie meer 'n kerk nie. Ons het soms so van hom getrek, ek het self eers geweet waar om te gaan nie, my kar, in die oggend as ek kom staan, dan gaan hy nog steeds na 3 plekke toe voor hy hiernatoe kom. Dit is verskriklik gewees. En die helfte van hierdie plekke het ons het altyd ongelooflike bediening gehad, maar daar was uitdagings. Ons het nooit 'n spasie gehad vir kinders nie. Die kinders moes kompeteer tussen die rotte en die potte en panne. Ek kan net dank dat ons nog steeds kinders het. Dit is verskriklik. Daar was 'n stadium gewees in die gemeente waar Milay ons enigste kinderkerk personeel het was. Nee, sy was nie personeel het hier, wat is die ander ene? Die bywoner, die kind. Daar's tye gewees waar daar konflik was. Ek praat van ongelooflike konflik. Daar's tye was waar leiers my gekyk en gesê, en sê, hierdie is ons kerk, ons is die aandeelhouers in die kerk en jy gaan doen wat ons sê. Dit was op die plek waar verhoudings was. Daar's tye gewees want daar was 'n klomp baie sterk sakemanne wat in leierskap gestaan het. En daar was tye gewees waar die duiwel regtig wou steel. Ek het tye by die huis gekom en gesê, Karina, ons kan nie meer nie. Daar was tye gewees waar, en ek bely, daar was tye gewees waar ek moes dokter sien. En waar ek moes weer fisies gesond raak. My liggaam het siek geraak. Daar's tye gewees waar Karina gewonder het of gaan haar man ooit weer herstel. Daar was maande gewees wat my kinders klein was, wat ek gevoel het, hulle is vervreemd van my. Ek het in diep depressie begin lei. Jy weet, as jy by 'n gemeente afkom, en die Here het alles daar vir jou gegee wat jy nodig het, en jy is nou by 'n plek, en jy moet veg net om elke dag te oorleef. Daar was maande en weke, waar Ian se leier hierso, waar ons nie salaris gekry het. Ons het altyd iets gekry, maar nooit vol nie. Maande en weke, om ons salaris te kry is amazing. It's amazing, ek moet vir julle sê, is ongelooflik, ons is daarom lankal nie meer daar nie. Daar was tye gewees waar Ian by my gesit het, sê, Jaco, ek weet nie hoe gaan ons hierdie maand einde sien. Ek weet nie hoe gaan ons hier deurkom. Maar daar's iets wat Paulus sê, hy sê, daar is tye,
Wanneer jy om jou kyk en dit lyk of ek nie daar sien, maar ek is hard aan die werk. God is hard aan die werk. En hier's wat hy sê. Hy het mense nodig wat vir lang tye geloofwaardig is. Wat vir lang tye geloof het. Hy soek nie kort geloof, hy soek geloof vir lang tye. Jesus is sy disippels, dit is 'n wonderlike storie, ek dink is Matteus 10. 'n wonderlike storie waar Jesus sy disippels uitstuur. Julle onthou daai storie. En dan gaan dit net vinnig vir julle vertel. Jesus stuur sy disippels uit. Hy stuur hulle in die veld en hy sê gaan bedien nou. En hulle gaan uit en hulle doen wonderlike wonderwerke. Hulle kom terug na Jesus toe en hulle sê hierdie vir Jesus, hoor wat sê hulle vir Jesus? Ons is so opgewonde, ons is so bly. Selfs die demone was onderdanig aan ons. Hy sê, Here, selfs wonderwerke het deur ons plaasgevind. En Jesus sê vir hulle, hy druk 'n bietjie terug. Hy sê, moenie daaroor bly wees nie. Dis nie wat jy moet bly maak. Jy weet jy waar jou blydskap moet wees. Jou blydskap moet wees, Jesus sê dit self, dat jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Weet jy wat vang my? Hy sê, daar gaan tye wees wanneer daar nie meer demone hardloop as jy praat nie. Daar gaan tye wees wanneer jy bid en niks gebeur nie. Hy sê, maar geestelike volwassenheid is om geloof te bou in sulke moeilike tye. There's a steadfastness. My pa en my ma is 50 jaar getroud. Wanneer was dit? Vrydag. Geef hulle 'n klap, hulle 50 jaar getroud. 50 jaar getroud. En in 'n groot deel van hulle huwelik was God nie daar nie. Was nie in ons huis nie. Vir 'n baie groot deel. Ek kon hierdie week saam met hulle sit aan tafel en sê, dankie dat julle vasgebyt het. Dankie dat julle vasgebyt het. Dankie dat julle deur al voel dit God is nie naby nie, hou jy vas. Steadfastness, enduring. There's something big and strong. En baie keer kyk ek terug, ek sê, Here, wat sou gebeur het as ons gehardloop het? Wat sou gebeur het as ons moed opgegee het? Wat sou gebeur het as ons gedink het, dit is klaar? Ek onthou 'n gebed. Ek onthou ek het 'n gebed gebid eendag. Dit was in COVID. Kyk, COVID het almal gedryf teen die mure op. Nou, ek het gebid, ek sê, Here, U kan my eerder kom haal, of ek moet uit ministry uitpad gee. Ek sal nooit U los nie. Maar ek kan nie meer so aangaan nie. Raai wat? Toe sê jy kan nog 'n rukkie so aangaan. En toe nog ek, is daar iemand anders daarbo met wie ek kan praat? Is daar 'n ander lyn? Is daar 'n ander counter waartoe ons kan gaan? Ek weet nie waarmee sit jy nie. Ek weet nie wat stand in jou lewe nie. Maar Paulus roep jou 'n bietjie na daai volwassenheid toe. Kry 'n bietjie daai innerlike krag om uit te hou, aan te hou, vas te staan. Jy sit hier so en winde is besig om teen jou lewe te waai. Jy sit hier en jy weet nie wat gaan aan met jou maatskappy nie. Jy sit hier en jy wonder, gaan jou huwelik hierdie jaar uitsien? Iemand online, hoor dit nou, gaan jou huwelik hierdie jaar uitsien? Gaan hy dit maak? Gaan hy dit maak? Hou aan. Bly staande. Endure. Dis iemand wat bid vir 'n kind, en hulle bid jaar in en jaar uit vir 'n kind. En dit voel asof God nie jou gebede beantwoord nie. God is nie klaar nie. Hou aan. Endure. Byt vas. Bly staande. En dan die derde gedeelte in hierdie ding was so mooi. So Paulus sê, julle is gevul met God, die drie enige God is in en deur julle. Dan sê hy, maar julle is nog geestelike babietjies. Dis hoe gaan geestelike volwassenheid lyk, en dan kom hy sê, en daarom het ons die kerk. En Paulus sê, die kerk se werk is, dat ons mekaar kan help, om geestelik volwasse te raak. Ons raak geestelik volwasse, want ons leef saam. Yster slyp yster, ons help mekaar. En dan sê Paulus hierdie ongelooflike mooi woord, ek lees gou vir julle hierdie laaste gedeelte. Hy sê, instead, nou met ander woorde beteken, in plaas van geestelike onvolwassenheid, hy sê, instead, we will speak truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, of the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts to grow. So the whole body is healthy and growing and full of love. En nou wil ek afsluit met hierdie laaste gedagte.
Moenie verras wees as jy om jou hier kyk en jy sien geestelike babatjies nie. Die kerk is 'n plek waar daar moet geestelike babatjies altyd wees. Is die dag as daar nie meer geestelike babatjies is nie, dan moet ons bekommerd raak. En wat doen ons? Ons het 2 keer genade. Die eerste genade wat jy moet hê, is genade vir jouself. Genade vir jouself, om te sê, ek weet daar's areas waarin ek nog 'n baba is. Okay, wees okay mee. Geef jouself liefde. Paulus trap jou nie af nie. Maar, soos Petrus sê, hy sê, mag daar begeerte in jou te ontwikkel. En sê, Here, ek wil gesond wees. Ek wil begin styk eet. Ek wil groei. So die eerste genade is vir jouself. En dan die tweede genade, as ons na mekaar begin kyk, en ons sien nog geestelike immaturity. Moenie skrik as jy dit in die kerk sien, jy wees grace, gee genade vir dit. Want as daar nie immature mense hier instap en dan doen ons nie wat ons doen reg nie. As daar nie nuwe geboortes plaasvind in hierdie kerk en dan doen ons iets nie reg nie. Ons kyk nie wie is groter en sterker as ander nie. Ons kyk met genade en liefde en ons bou, het die groot sê, into this perfect unity. Hier is jy welkom. Hier is jy welkom. Nie een van ons kan 'n vinger wys na ander een nie. Daarom nooi ons jou. Kom, laat toe dat ons jou help groei en wil jy ons asseblief help sodat ons ook kan groei nie. Want dis die kerk. Kom ons maak ons oop toe. Dankie Vader vir u ongelooflike woord. Dankie vir Paulus. Ons sê dankie vir Paulus. Dankie dat u hom gebruik het op so ongelooflike wyse en dat sy woorde vandag nog waar lui in ons lewens. Vader, ek wil vra dat die mense wat vandag nog moet staande bly, mense wat aan die ander kant van 'n onbeantwoorde gebed staan, dat u van nou vir hulle krag sal gee, deursettingsvermoë sal gee. Geef hulle die nodige geloof om deur hierdie fase en tyd van hulle lewens te druk. En hou ons staande, asseblief Here. Keep us steadfast. Place in us enduring spirits. Ek bid, Vader, ek bid dat ons sal begin proe. Dat ons sal smaak en proe dat God goed is. En dat ons kan groei. Ons weet dit wat u met ons begin het, is nie klaar daarmee nie. U sal dit voleindig. Amen. Liewe gemeente, wonderlike seën vir julle. Mag die Here julle sy liefde en guns oor julle uitstort hierdie week wat voorlê. Daar's lekker koffie en kuier lekker saam met ons na die tyd. Baie dankie. Onthou volgende Sondag bergskool. Ons nooi julle almal eens vir 'n bergskool les hier. Dankie.